Goeienaand, hierdie is die 12de lesing in my reeks lesings oor die belangrikste beeldhouwerke van die westerse wêreld. En die titel hiervan is Gian Lorenzo Bernini se Die Ekstase van Sint Teresa, om die goddelike te ervaar. Die barok moet beskou word as 'n era wat onderskei word van die late Renaissance en dateer rofweg van 1650 tot 1750. En hier is 2 afbeeldings van 'n tipiese interieur van 'n barokkerk en ons sien onmiddellik die ongelooflike oordadigheid van die versiering in hierdie kerke. Dit het in Italië ontstaan en sy invloed het vinnig oor Europa versprei en dit het die eerste visuele styl geword wat 'n beduidende wêreldwye impak gehad het. Aspekte wat 'n belangrike rol gespeel het in die definiering van hierdie hoogs versierde en oordadige barokstyl was die herversterkte katholieke geloof na die teenhervorming, die groei van absolute regerings, soos Lodewijk die 14de in Frankryk en ander van hierdie absolute regeerders. Die nuwe rol van die wetenskap wat gelei het tot 'n herevaluering van mense en hulle verhouding tot die heelal. Hulle het nou besef, die aarde is nie meer die middelpunt van die heelal nie, maar die son. En 'n herinterpretasie van Hellenistiese beeldhoukuns. In die barokstyl is die visuele kunste van skilderkuns, beeldhoukuns en argitektuur saamgevoeg tot 'n volledige geheel om 'n enkele boodskap of betekenis oor te dra. Dit spreek die kyker se sintuie direk aan en doen 'n beroep op sowel die emosies as die intellek. Barok beeldhoukuns, en moontlik een van die beste voorbeelde van barok beeldhoukuns is hierdie beeld van Gian Lorenzo Bernini, sy Apollo en Daphne, wat in 1625 voltooi is. En hier het ons 3 aansigte van hierdie beeldhouwerk. Hierdie beeldhoukuns word gekenmerk deur intense emosionele uitdrukking, dinamiese beweging en teatraliteit, met die doel om ontzag te wek by die kyker en om hom ook direk te betrek. Anders as die statiese, gebalanseerde Renaissance-styl, beklemtoon barokwerke dramatiese, oombliklike tonele, maak gebruik van diagonale lyne, realistiese detail, en soos in die werke van sy mees briljante en verbeeldingryke kunstenaar Bernini, die integrasie van beeldhoukuns met die omliggende argitektoniese ruimte.
En 'n mooi voorbeeld daarvan is hierdie toneel in die Sint-Peterskerk van die troon van Petrus. En u kan sien, dit sluit beeldhouwerk, argitektuur en ook skilderkuns in. Dit toon 'n nuwe aktiewe verhouding met die ruimte wat dit bewoon. Dit streef daarna om in wese skilderagtige effekte te bereik, wat tradisioneel buiten die terrein van die beeldhoukuns lê. So 'n belading van ruimte met aktiewe energie is in werklikheid 'n sleutelkenmerk van alle barokkuns. Barok beeldhoukuns en barok skilderkuns word dikwels met argitektuur gekombineer om 'n saamgestelde illusie te vorm, soos die van 'n verhoogtoneel. Een van die beeldhoukundige meesterwerke van die hoë Romeinse barok is 'n lewensgroot beeldhoukundige altaarstuk groep in wit Carrara marmer, geplaas in 'n hooggeleë nis in die Cornaro kapel van die kerk van Santa Maria della Vittoria in Rome. En daar aan die linkerkant is die buitekant van die kerk van Santa Maria della Vittoria in Rome. En as u ooit in Rome kom, moet u daarheen gaan en die werk gaan kyk daar binne. Hierdie werk staan bekend as die ekstase van Sint Teresa. Dit is ontwerp en uit marmer gekap deur die mees gevierde beeldhouer in Rome in daardie tyd, Gian Lorenzo Bernini. 'n Eerste indruk van die Cornara kapel is die vlakheid daarvan en die relatief klein ruimte waaruit dit bestaan. Bernini het egter die area maksimaal benut, en wanneer ons die hele kapel bekyk, soos wat dit daar is, dan sien ons hoe dat die klein kapel eintlik gevul word met argitektuur, beeldhouwerk en skilderwerk. Die hoofaltaar word omraam deur verskeie sierlike kolomme en 'n gebreekte driehoekige pediment hier reg voor, wat gevorm word deur geboë rande wat lyk asof dit na buite stoot. Deur die pediment te buig, stoot Bernini die altaar vorentoe om 'n gevoel van diepte in die beperkte ruimte te skep. Die tegniek om die waargenome grootte van die vertrek te vergroot, sowel as die grootsheid van die kolomme, die plafon en die pediment, was algemeen deur die barokperiode gebruik. In hierdie meesterwerk druk Bernini die barokgees tot volmaaktheid uit. Hy het nie slegs die sentrale marmergroep geskep nie, maar ook die uitleg van die kapel in marmer, stucco en verf ontwerp en die opdrag in 1652 voltooi vir die destyds vorslike bedrag van 12.000 scudi. Natuurlik voltooi in 'n betekenisvolle datum vir ons hier in Suid-Afrika. En 'n mens kan nie nalat om die groot verskeidenheid in die kleurgebruik in hierdie kapel te sien nie.
Bernini se ekstase van Sint Teresa beeld 'n episode uit die lewe van Sint Teresa. Die kapel waarin die beeldhouwerk geleë is een van die indrukwekkendste voorbeelde van hoë barok illusionisme, met die marmergroep wat soos 'n wit juweel sweef, omring deur ryk gekleurde marmers en oorstroom met lig wat neerdal in vergulde bronsstrale vanuit 'n verborge bron, 'n tegniek wat ons herinner aan Bernini se betrokkenheid as 'n teaterontwerper. Nou voordat ek egter hierdie beeldhouwerk in groter besonderhede bespreek, dink ek dit is nodig om eers te verduidelik wie Sint Teresa was. En hier aan die linkerkant Pietro Novelli se skildery in Madrid van Sint Teresa in heerlikheid uit 1640 en typies van die Rooms-Katolieke afbeeldings van die uitbeelding van hulle heiliges. Teresa Sanchez de Cepeda y Ahumada, ook bekend as Teresa de Jesus, is in 1515 in die Kastiliese dorp Avila gebore uit 'n aristokratiese Spaanse familie. Sy het in 1536 as non by 'n hervormde Spaanse Karmeliete klooster ingetree. Teen die middel van die 1550s het sy begin om goddelike visione te ervaar. Op 24 Augustus 1562 het Teresa 'n nuwe klooster San José gestig, bekend as die Kaalvoet Karmeliete. Het die nonne van San José afgesonder gebly en geestelike of innerlike gebed beoefen. In dieselfde jaar het Teresa die eerste konsep van haar autobiografie voltooi, wat na haar dood in 1588 gepubliseer is. Sy is in 1622 deur Paus Gregory die 15de heilig verklaar, slegs 25 jaar voor die totstandkoming van hierdie beeldhouwerk, wat die mees bekende en opspraakwekkende van haar visioene uitbeeld. In haar autobiografie, Die lewe van Teresa van Jesus, geskryf in 1565 en saamgestel op versoek van haar biegvader, broeder Pedro Ibanez, om haar geestelike reis, haar ervarings met gebed en haar vroeë lewe te beskryf, gee sy haar ervaring van godsdienstige ekstase in 'n ontmoeting met 'n engel soos volg weer. En voordat ek dit vir u lees, wil ek vir u wys hier aan die regterkant 'n oorspronklike kopie van haar autobiografie, Die lewe van Teresa van Jesus, soos dit in 1588 gepubliseer is. Ek haal aan uit hierdie bron. Sy sê, ek het in sy hand 'n lang pyl van goud gesien, en by die uisterpunt het dit gelyk asof daar 'n klein vlammetjie was. Dit het vir my gelyk
asof hy dit soms in my hart steek en my diepste ingewande deurboor. En wanneer hy dit uittrek, het dit gelyk asof hy hulle ook uittrek en my heeltemal in vlamme laat met 'n groot liefde vir God. Die pyn was so groot dat dit my laat kreun het, en tog was die soetheid van hierdie oormatige pyn so alles oortreffend dat ek nie daarvan ontslae wou wees nie. Die siel is nou met niks minder as God tevrede nie. Die pyn is nie liggaamlik nie, maar geestelik. Hoewel die liggaam ook daarin deel. Dit is 'n liefkosende, soet liefde wat nou tussen die siel en God plaasvind, sodat ek God in sy goedheid bid om dit te laat ervaar deur die wat mag dink dat ek lieg. Dit kom uit haar bron en verduidelik hierdie belangrikste van al haar visioene. In 1576 is Teresa deur die inkwisisie ontbied en ondervra op aanklagte van moontlike kettery, maar sy is ook later vrygelaat. Sy is op 15 Oktober 1582 oorlede. Die beeldhouwerk is in opdrag gegee deur die Venesiaanse kardinaal Federico Cornaro. En daar aan die linkerkant is 'n Bernardo Strozzi se portret van kardinaal Federico Cornaro wat die opdrag gegee het. Hy het gekom uit 'n lang geslag van kerklike leiers en hy was sterk betrokke by die teenhervormingspogings van die Katolieke Kerk. Vir sy grafkapel het die kardinaal die onopvallende kerk Santa Maria della Vittoria, wat ons reeds gesien het in Rome, gekies, wat die tuiste was van 'n orde kaalvoet karmeliete, en sodoende was Sint Teresa 'n gepaste onderwerp vir 'n grafmonument. Hy wou 'n grafkapel hê wat ook as 'n monument tot sy geloof en aansien sou dien, en het daarom Gian Lorenzo Bernini gekies om dit in die linker dwarskrip te skep, waar daar voorheen 'n beeld van Sint Paulus in ekstase was. En hier aan die regterkant 'n selfportret uit hierdie tydperk van Bernini. In die kontrak vir die opdrag het Cornaro bepaal dat hy, en ek haal hom aan, niks anders begeer het nie as om 'n onsterflike monument vir my familie en vir God te hê, 'n werk wat waardig sou wees aan die hoogste uitdrukking van toewyding en artistieke skoonheid. Vir die eerste model vir die projek het Bernini tussen 1644 en 1647 'n klein terracotta beeldjie van ongeveer 470 mm hoog gemaak, en gelukkig bestaan dit vandag nog in die Hermitage versameling in Sint Petersburg in Rusland, en daar sien ons daardie klei modelletjie hier aan die linkerkant. Hierdie model met spore van Bernini se vingerafdrukke steeds daarop sigbaar, is tans in die versameling van die Hermitage, soos ek reeds genoem het. Gian Lorenzo Bernini, wat 'n toegewyde Katoliek was,
het Sint Teresa se visioen in marmer ontskep. Bernini het Teresa se beskrywing van die ervaring getrou gevolg. Uit hierdie maket sien ons dat Bernini van die begin af sy model van die sentrale beeldhougroep gegrond het op die visioen van Sint Teresa van Avila in haar geestelike autobiografie opgeteken. En hy het opgemerk, en ek haal hom aan, ek wil nie bloot 'n visioen uitbeeld nie, maar die kyker dit laat voel en in sy hart laat ervaar. Hierdie sentrale groep is in werklikheid nie 'n selfstandige kunswerk nie, maar die deurslaggewende middelpunt van 'n meer komplekse komposisie, wat nie slegs beeldhoukuns nie, maar ook skilderkuns en argitektuur saambring, soos wat ons hier dan aan die regterkant sien. Die estetiese impak en geestelike betekenis van Bernini se ekstase van Sint Teresa kan daarom slegs ten volle begryp word binne die konteks van die groter ruimte van die kapel. Die donker met patroonbedekte marmerkolomme en die konvekse nis waarin die sentrale groep omraam word, versterk byvoorbeeld die helderheid en dinamiek van die toneel, terwyl dit die indruk skep dat die muur oopgebreek het om Sint Teresa se visioen te openbaar. Ons kyk dus in 'n sekere sin na 'n visioen van 'n visioen. Een wat Bernini geskep het vir die gelowiges wat by die altaar aanbid, en veral vir die Cornaro familie. Op elke muur wat loodreg op die altaarmuur staan, is daar 'n illusionistiese balkon met beeldhoukundige uitbeeldings van lede van die Cornaro familie, waarvan sommige oor die balustrade leun in die rigting van Bernini se werk, betowerende getuies van die wonder. En dit sien ons hierso, baie duidelik, hier aan die kante, figure van die Cornaro familie, soos hulle na die hooftoneel kyk. Bernini het die hele kapel in 'n teaterervaring omskep. Hy het 'n nis rondom die figure gebou, soos 'n verhoog. Die nis strek soos 'n golf die ruimte van die kapel binne en breek die aaneenlopende lyn van die muur oop met 'n dramatiese gebaar wat die aandag fokus. Soos ons hierso sien, vergulde bronsstawe wat goddelike lig voorstel, vorm 'n goue driehoekige vorm. Dit sien ons bokant die figuur van Sint Teresa en die engel. Dit is 'n simbool van die drie-eenheid agter die marmerbeeldhouwerk en rig weer die oog afwaarts na die toneel wat onder ontvou. Hy maak ook gebruik van natuurlike lig. Agter die marmerkolomme is daar 'n verborge venster wat die beeldhouwerk in die andersins donker kerk verlig. En daardie afbeelding hier aan die linkerkant kan ons duidelik sien hoe die lig van daardie verborge
venster afdaal in die kapel. En hier in die regterkant sien ons die hele kapel in sy totaliteit. Vergulde bronsstawe wat goddelike lig voorstel, verhelder dan die hoofgroep. Wanneer 'n mens die pad van die lig opwaarts volg, vind 'n mens nie die venster nie, maar 'n skildery van 'n duif. 'n Voorstelling van die Heilige Gees, geskilder deur een van Bernini se studente. Die natuurlike lig wat op die beeldhouwerk neerdal, skep 'n goddelike gloed om die beeldhouwerk self. Soos reeds genoem, het Bernini aan die kante van die kapel lede van die Cornaro familie uitgekap. Hulle sit in balkonne en kyk na die toneel soos 'n gehoor by 'n toneelstuk. Die resultaat is oorweldigend. Aanskouers voel asof hulle getuies is van iets heiligs en intiems, iets bowenaards. Dit was presies wat die katholieke kerk wou hê. Tydens die teenhervorming het die kerk kuns gebruik om geloof en ontzag te inspireer. Bernini se ekstase van Sint Teresa was 'n volmaakte instrument hiervoor. Teresa lê op 'n wolk in 'n toestand van ekstase. Daar is die skilderwerk aan die bokant en hier sien ons vir Teresa in ekstase. Dit dui aan dat dit bedoel is om 'n goddelike verskyning te wees, waarvan ons getuies is. Haar liggaam is slap, haar kop agteroor gegooi en haar mond oop. Haar half geopende oë is opwaarts gerig in 'n intense ekstatiese ervaring. Haar kaal hande en voete lyk asof hulle in 'n spasma verkeer. Daar is die hande, die voete hier aan die linkerkant en die hande aan die regterkant. Haar fisiese liggaam blyk onder die swaar drapering van haar gewaad te verdwyn. Die kronkelende voue van die stof gee energie aan die toneel en bronsstrale wat uit 'n onsigbare bron uitstraal, lyk asof dit goddelike lig laat neerreën. Alhoewel haar ekstase onmiskenbaar geestelik is, dra dit ook 'n duidelike liggaamlike kwaliteit. Bernini vervaag meesterlik die grens tussen die twee en vang 'n oomblik vas wat tegelyk bowenaards en intens menslik aanvoel. Die vermenging van pyn en genot in Teresa se uitdrukking illustreer die paradoks van geestelike ekstase, die idee dat die mees intense geestelike ervaring ook diep liggaamlik kan wees. Die Cupido-agtige engeltjie hier aan die linkerkant en sien ons details aan die regterkant, verskyn uitgekap uit die suiwerste wit Carrara marmer met die mees salige glimlag op sy gesig. Sy delikate aanraking en lenige figuur gee hom 'n uitstraling van grasie. Sy tuniek bol sag op asof in 'n ligte bries. In een hand hou hy 'n pyl fyn tussen sy vingers vas,
wat hy skynbaar besig is om terug te trek. Hierdie engeltjie wat die goue pyl vashou, is 'n belangrike simbool in godsdienstige en artistieke kontekste. In Christelike ikonografie verteenwoordig pyle dikwels goddelike ingryping, en in hierdie geval word dit verbind met die deurdringende liefde van God. Die pyl dien as 'n visuele voorstelling van die intense geestelike ervaring wat Teresa beskryf het. Die voue van Teresa se gewaad, en hier aan die linkerkant kan ons duidelik die voue van haar gewaad sien, is swaar en chaoties, terwyl die engeltjie se liggaam glad en lig is, soos ons aan die regterkant kan sien. Die kontras is treffend. Een van die mees unieke aspekte van die beeldhouwerk is die gebruik van lig. Die kapel is ontwerp met 'n verborge venster bo die beeldhouwerk, wat natuurlike lig toelaat om die toneel te verlig. En hier sien ons dit. Die venster daarbo hier aan die linkerkant, en dan die opening met die duif in die dak, wat die lig ook deurlaat. Die kapel is ontwerp met 'n verborge venster bo die beeldhouwerk wat die natuurlike lig toelaat om die toneel te verlig. Hierdie tegniek was doelbewus, aangesien Bernini die mystieke en goddelike aard van die ervaring wou versterk. Die lig wat op Teresa en die engeltjie neerstraal, beklemtoon die goddelike teenwoordigheid en verhoog die dramatiese effek. Die gesamentlike uitwerking is een van intense drama, waarvan die eteriese kwaliteit die ware aard van die kunswerk ontken. Ten spyte daarvan dat dit uit swaar Carrara marmer vervaardig is, lyk die heilige en die engeltjie geplaas op 'n wolk, asof hulle gewigteloos sweef. Dikwels word barok beeldhoukuns nie as 'n enkele selfstandige stuk beskou nie, maar as iets wat ook oor 'n onsigbare aanvulling beskik. Gevolglik word die ruimte tussen die figuur en sy onsigbare ander helfte met energie gelaai. In hierdie beeldhougroep is die onsigbare deel byvoorbeeld die krag wat die figure hemelwaarts dra en die onstuimigheid van hul drapering veroorsaak. Die goddelike aard daarvan word gesuggereer deur die goue strale wat uit 'n bron hoog bo die altaar kom en in die illusionistiese fresko op die gewelf van die kapel word die heerlikheid van die hemel geopenbaar as 'n verblindende uitbarsting van lig, waaruit wolke en jubelende engele tuimel. Hierdie hemelse ontploffing verleen krag aan die beweegkrag van die engeltjie se pyl en maak die heilige se ekstase geloofwaardig. Die magnifieke kunswerk, die ekstase van Sint Teresa, daar sien ons hom weer, is nie bloot 'n verstommende stuk kuns nie. Dit is 'n diep ondersoek na wat dit beteken om iets goddelik te ervaar. Dit bly mense aantrek en herinner ons daaraan hoe kompleks en transformerend ons verbintenis met die goddelike kan wees.
Of 'n mens nou die vakmanskap, die emosie of die geestelike temas waardeer, daar is iets aan hierdie beeldhouwerk wat onmoontlik is om te ignoreer. Baie dankie.